daar Markus 10, vanaf vers 32 tot en met vers 45 daarna, gaan ons saam bid. Kom ons luister dan ook met ons geopende harte na die lewende woorde van ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek lees vir ons vanaf vers 32. En hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem. En Jesus het voor hulle uitgegaan en hulle was verbaas. En terwyl hulle volg, het hulle gevrees. En hy het weer die 12 by hom geneem en aan hulle begin vertel die dinge wat met hom sou gebeur. Kyk, sê hy, ons gaan op na Jerusalem. En die Seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood toe veroordeel en hom oorlewer aan die heidene. En hulle sal hom bespot en hom geesel en op hom spuug en hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan. En Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het na hom gekom en gesê, Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen, wat ons u ook al mag vra. En hy sê vir hulle, wat wil julle hê moet ek vir julle doen? En hulle antwoord hom, gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan u regter en een aan u linkerkant. Maar Jesus sê vir hulle, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? En hulle antwoord hom, ons kan. Maar Jesus sê vir hulle, dis waar, die beker wat ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om te sit aan my regter en aan my linkerhand, berus nie by my om te gee nie. Maar dit is vir hulle vir wie dit berei is. Toe die 10 dit hoor, begin hulle verontwaardig te word oor Jakobus en Johannes. Maar Jesus het hulle na hom geroep en vir hulle gesê, julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers, dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet almal se diensknegt wees. Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Tot sover die skriflesing en die woord van die Here. Salig. Ons elkeen wat die voorreg geniet om dit vanoggend te kon hoor. Kom ons bid saam. O Here ons God, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier as broers en susters in die geloof by mekaar te kan wees, by mekaar te kan sit in 'n plek wat u deur genade aan ons voorsien het, hierdie kerk. Om ook vanoggend laar te trek saam met eenheid in ons harte en eensgesindheid in die geloof. Want wanneer ons hier by mekaar kom, weet ons hoe Here ons fokus net op u en u alleen. Mag dit dan ook so wees met die kragvolle inwerking van die Heilige Gees en die aanhoor van die woord, dat ons vir eens en vir 'n oomblik net die wêreldse klanke en stemme sal stil maak en sal fokus op dit wat u vir ons wil sê. U is besig om ons voor te berei om voor u kruis van Jesus Christus te staan en te verstaan en begrip daaroor te hê dat ons lewens dan ook tot die beter kan verander, vernuwe en herstel word. En dit is dan ook wat ons vanoggend hier in die kerk by mekaar maak, en by mekaar bring, is dat ons het 'n behoefte, Here, ons swak en nietige gebroke mense, om te hoor wat u sê, want u woord is volmaak, en u weg is volmaak. En in die uitdagings wat ons beleef, weet ons het nie die krag en die vermoëns om selfstaande te bly nie. Ons het u so nodig. U sê dit so mooi in die woord, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op u vertrou, kry nuwe krag. En ons kan slegs op u vertrou as ons u ken. Daarom vra ons ook, Here, dat u self ook deur die woord vanoggend aan ons sal openbaar nog 'n keer. Mag dit vir ons genoeg wees. Mag hierdie geleentheid strek tot u eer, uitbreiding van die koninkryk en stigting van hierdie kerk, op die kerk Standerton. Mag ons ook die voorreg geniet om die teenwoordigheid kan wees, dit te beleef en ervaar. En ook dit te gebruik as dit wat ons nodig het, om ook staande te bly teen die versoekinge, die aanvalle van die bose in die week wat voor lê. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
gaan probeer om so kortliks deur die hele gedeelte te beweeg, in die konteks gedeelte gee ons aandag aan dit, en dan veral ook stilstaan by die gedagte dat jy self al die vraag afgevra, hoekom vertel Jesus dit weer? Hoekom is dit vir ons so belangrik dat hy dit weer moet hoor? Ons verloor eintlik belangstelling as iemand iets vir 'n tweede of 'n derde of 'n vierde keer vertel, dieselfde storie oor en oor, en is dit ook nie maar wat ons dink sal gebeur as Jesus dit oor en oor vertel. Maar tog nie, elke keer is daar 'n spontane reaksie ook vanuit die hoorders, en ook vir ons wat vanoggend hier sit, en daarom bid ons ook die Heilige Gees, toon elkeen van ons harte vanoggend, dat daar die hart van klip sal verander na hart van vlees, en dat elkeen se hart dus ook vanoggend opneembaar sal wees vir die Here se stem, en dat die onderskeid kan tref ook in ons eie lewens. Ek weet ons is besig in hierdie reeks om met die persoonlik te raak, ons is besig om met die individu te praat, om met die hart te praat, en dat elkeen ook sal kan terug aan huis toe en sê, hier is iets waarom ek gaan met aandag gee, of ek het wel iets geleer vanoggend. Dit is dan ook die doel van vanoggend se prediking. Dit sluit aan by verlede week se prediking wat gaan oor wat staan tussen jou en die Here. Wat is daar wat maak dat jy nie voluit kan volg nie? Ek glo daar is baie van ons wat dalk so 'n bietjie in die week gaan ondersoek instelling, net uit te vind wat is dit, wat is in my en die Here staan, en dan meer as gereeld by ons gebeur staan jy maar met 'n rooi gesig en in skaamte voor die aangesig van die Here, want daar is baie dinge wat is in ons in die Here staan. As ons met onsself eerlik is, ons is nie hier besig met 'n huldeblyk by iemand se begrafenis nie, want dit is net goeie mense wat afsterf, ons weet dit. Maar wanneer ons met onsself eerlik is, wanneer jy werklik daai in diepte studie van die ek gaan doen, en dan besef mense, ons het nog 'n verre pad om te loop saam met die Here, en mag hy ons ook in hierdie reeks en vanoggend se prediking lei, om dan ook in daardie weg van geregtigheid onsself te bevind. Nou, geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, stel jouself net so vir 'n oomblik voor. Jy staan hier in 'n saal vol spieëls. Elke spieël wat jy daar voor jou het, wys 'n ander weergawe van jouself. Hoe jy dalk jouself sien, of wat jy graag wil besit of bereik, maar ook wat jy graag begeer om te wees of selfs ook te besit. Die een spieël wat jy raakloop daar voor jou, toon hierdie posisie van jou in die samelewing. Uitsag, net die beste. Daar is nie 'n beter een as ek nie. Die ander spieël wat jy raakloop, is 'n spieël van status en aansien. Hoe jy oor jouself voel, of graag dit, hoe jy gehanteer wil word, of wat jy wil wees in die gemeenskap. Die volgende spieël toon al jou sterkpunte. Hoe jou perfekte persoonlikheid, jy kan net niks verkeerd doen en niks verkeerd sê nie. Die volgende spieël, jou handewerk, dit wat jy al in jou lewe verrig het, die bydrae wat jy gelewer het. Jy sien dit raak en jy staan daar. Ek het julle mos gesê, julle kan nie sonder my nie. Julle sal nie sonder my verder kan nie. Die volgende spieël, 'n spieël wat almal sekerlik ook graag sal wil hê, sien en begeer in hulle lewens, 'n onuitputbare bankbalans. Want dan kan ek uiteindelik dit en dat doen. Dan kan ek meer gee en meer wees. En dan dalk 'n volgende spieël. 'n Spieël wat hierdie perfekte lyf en gesig en hare toon, soos sosiale media dit by baie prikkel, wat dan nou mooi is, of selfs ook perfek is. Hier voor ons is 'n klomp spieëls, wat elkeen 'n ander weergawe van jouself is. En jy loop so van spieël tot spieël, en jy sien jouself, en jy sien wat jy begeer, jy sien wat jy kan word, of wil word, en elke keer wat jy verby daardie spieël loop, dan raak mense 'n bietjie meer opgewonde, jy voel dalk 'n bietjie meer trots, jy begeer dalk net so 'n bietjie meer, jy sien jouself dalk net 'n bietjie meer belangrik, en dan glimlag jy vir jouself, wat jy dink, hierdie is ek, of hierdie is
wie ek wil wees, of hierdie is wie ek sal gelukkig wees as ek dit bereik of dit word. Hierdie wat ek hier sien en begeer, dit is my waarde. Jy sien jouself in die toekoms en jy droom groot. Dan op daai oomblik kom daar iemand in die saal ingeloop. Hy dra nie 'n kroon nie. Hy kom nie met trompetgeluid nie. Nee, hy kom maar dood eenvoudig met 'n doek om sy heupe. En hy saam met jou in daardie spieël van begeertes en moontlikhede en wêreldse vreugde. Maar hy buig neer en hy begin om die stobberige voete van mense te was wat niemand eers aan wil raak nie. Hy stap nie in daardie saal in en kyk na die spieëls nie. Nee, hy kyk na jou. En hy sê saggies vir jou. Ek het nie gekom om vir daardie spieëls te staan nie. Nee, ek het juis gekom om daardie spieëls te breek. Sodat jy net vir 'n oomblik kan ophou na jouself kyk en ophou op jouself fokus en ophou na jou omstandighede kyk en ophou op jou omstandighede te fokus en na my te kyk en op my te fokus. Daardie oomblik wanneer so iets moet gebeur en wanneer ons gekonfronteer word deur hierdie iemand wat natuurlik die Here Jesus Christus is, hoe hy homself openbaar in die Here Bybel, wanneer jy hoor wat hy sê, wat hy van jou verwag en vereis, dan voel dit, omdat jy skuldig voel, jy staan kaal voor hom, daardie trots wat jy eens het of na smag, smelt mettertyd weg. Skielik voel jy klein en nietig wanneer jy voor die lewende God staan. Maar tog ook voel jy iets wonderliks. En wat 'n mens beleef as 'n mens hierdie woorde van Jesus reg verstaan, is die woordjie vryheid. Vryheid. Hoekom vryheid? Want Jesus het nie gekom om jou te verneder nie. Nee, hy het juis gekom om ons te verlos van die verslawing van hierdie spieëls in ons lewens, hierdie ander weergawes van ons, hierdie weergawe waar jy dink jy die beste is, maar ook hierdie weergawe waar jy wens dit was anders gewees, of jy self was iemand anders gewees. Hy kom verlos ons van daardie dinge wat ons bind, dat ons hom kan voluit volg. Vandag in hierdie 4de lydingspreek kyk ons na Markus 10, daar vers 32 tot 45. En die Here Jesus Christus kom weer en hy sê dit vir die 3de keer. En hy sê dit sodat jy vandag kan ophou soek na jou eie eerplek, jou eie ereplek, jou eie status of aansien of erkenning en kan begin leef vir sy eer en sy erkenning en sy verheerliking, om soos hy gereeld in die Bybel sê, die minste te wees, en selfs ook die laaste te wees. Ja, in hierdie tydelike lewe waarin ons onsself bevind. Kom ons kyk dan eers 'n bietjie na die konteks, want die konteks vir vandag se prediking is baie belangrik. Die Here Jesus Christus is nou op pad na Jerusalem toe. Dis nie meer ver nie, dis baie naby. Hy het reeds 3 keer sy lyding aangekondig. Maar nou in die gedeelte wat ons saam gelees het, maak hy dit die duidelikste en hy vertel dit vir ons met die meeste detail. Hy sê hulle stap letterlik op. Nou, dit is so dat die stad van Jerusalem bo op die berg was, so hulle het fisies opdraande geloop, 'n baie moeitevolle pad geloop, nie 'n maklike lekker pad geloop nie, maar hier is ook 'n baie belangrike teologiese verwysing in die Here Jesus Christus se woorde van hy is op pad op na Jerusalem toe, wat die klem weer terugplaas na die verlossingsplan van God toe, en dat hy sê ons is nou op hierdie pad van God se verlossingswerk, hierdie dinge wat nou voorlê moet gebeur, sodat julle ook die ewige lewe kan beerwe. Dit wat die Here dan ook vir hulle beloof het. Die Here Jesus Christus
Hy loop voor, hy is nie huiwerig nie, hy is nie bang nie, hy is vasberade, en die disippels hier kort op sy hakke, hulle is immer sy navolgers, hulle wil by hom wees, hulle wil saam met hom wees, hulle wil hoor wat hy sê, maar hulle is ontsteld en bang. Hoe nader hulle aan die kruis kom, hoe meer bang word hulle, want dan gaan hulle koning, hulle aardse Messias mos nou iets van die verlede wees. Net soos die Emmausgangers, gaan hulle weer iemand anders dalk moet verwag. Maar die skare wat agter hulle loop, voel ook hierdie intense spanning, dit is doodstil. Niemand praat nie, jy kan 'n spel oorval, en die lig is baie swaar, want onthou, elke liewe tree is 'n tree nader aan die kruisiging van Jesus. Is 'n tree nader aan die einde. Is 'n tree nader aan dit wat hulle die meeste vrees. Die Here Jesus Christus weet dit, want hy ken die harte, hy sien die harte, en hy neem hierdie 12 disippels vir hom een kant toe, en hy sê vir hulle, kyk, sê hy, ons gaan op na Jerusalem, en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene, en hulle sal hom bespot en hom gesel en op hom spieg en hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan. Nou geliefdes, as hierdie nie jou hart raak nie, dan luister jy nie wat ons lees nie. Want glo my, jy sal hierdie nie vir iemand anders wens nie. Jy sal self nie hieroor gepraat wil word nie, dat iemand dit van jou sê nie, of dit met jou doen nie. Dit raak ons hartsnare. In hierdie gedeelte is daar spesifieke verwysing, die Here Jesus gebruik spesifiek die titel Seun van die Mens in hierdie gedeelte. En hy doen dit met opset, want dit is asof die disippels en die skare mense nie werklik verstaan wie hy is, of wat hy nou uiteindelik gaan doen nie, nadat die Here homself op die berg van verheerliking aan hulle geopenbaar het, en presies vir hulle gewys het wie hy is. Maar die weergawe van hulle self, hoe hulle met mekaar redeneer in die hele Markus Evangelie, dit dui daarop aan dat Jesus nie die as is waarop hulle lewe draai nie, hy is nie die allerbelangrikste en hulle fokus nie. Die Here Jesus Christus gee hierdie titel vir homself, want daardeur bevestig hy dat die Messias mens geword het, en hy gaan nou ly, en hy gaan nou sterf, en as offer dien vir ewige verlossing. En dan nou die Here Jesus nie terug. Hy sê vir hulle alles, hy beskryf vir hulle alles baie duidelik, hy beskryf hoe hy die lydende diensknegt van Jesaja gaan word, wat deur die Ou Testament profesie voorspel word. Hy sê, ek gaan dit nou vervul, dit wat julle ken, die skrifgeleerdes, dit wat julle gehoor het, dit wat julle lees, ek gaan dit nou word. Hy sê, hy gaan oorgelewer word deur sy eie volk, sy eie mense vir wie hy lief is. Hy gaan verhoor word deur die godsdienstige leiers, die predikante en die ouderlinge van daardie tyd, kan ons dit sê. Hy gaan oorgegee word aan die heidene, die Romeinse ryk, om hom te maak soos hulle goed dink. Hy gaan bespot word, gegeesel word, en opgespoeg word. Opgespoeg word. Groter vernedering in daagse tyd kry ons nie, as iemand op jou spoeg. Dit maak ons kwaad, woedend. Dis nie reg nie. Maar hy sê, dit is nou wat met hom gaan gebeur, en dan gaan hy op 'n wrede manier sterf, en uiteindelik dan ook opstaan uit die dode. Dis nie vaag wat Jesus hier vir hulle vertel nie, dit is presies, hy weet wat voor lê, en hy kies dit, en hy gaan dit doen. Maar onmiddellik daarna, onmiddellik na hy vir hulle weer vertel, wat ek gaan doen en moet deurmaak, kom Johannes en Jakobus na die Here Jesus Christus toe, hulle nader tot hom en hulle sê, Meester, ons wil hê dat u vir ons moet doen, wat ons u ook al mag vra. Doen tog net dit, wat ons nou vir u vra. En wat vra hulle?
Hulle vra 2 ereplekke, regs en links van hom, in sy koninkryk, en dit lyk nie asof dit baie sleg is nie, dit lyk na 'n regverdigbare versoek om naby die Here te wees, om saam met die Here te wees, maar dis nie hoe hulle dit vra nie. Hulle weet nou, Jesus gaan weg, en hulle soek graag die belangrikste posisie in sy koninkryk. Hulle wil die baase wees, hulle wil die leiers wees, of die bendeleiers wees, van hierdie mense wat agterbly. Hulle soek mag, hulle soek status, hulle soek die spieelweergawe van hulle self, hulle wil so die laaste bietjie uit Jesus uitput, voor hy sterf. Hulle wil die laaste bietjie ontvang, voor hy nou weggaan. En dan vra Jesus vir hulle, met hierdie arrogansie, hy vra vir hulle, kan julle hierdie beker drink, wat ek nou moet drink? En gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word. Hy vra eintlik vir hulle, kan julle my pad loop? Kan julle deurgaan wat ek moet deurgaan? En weet jy wat sê hulle? Hierdie Jakobus en Johannes, ja, ons kan hierdie pad loop, waarop u loop. Ons kan met dieselfde doop gedoop word, as waarmee u gedoop is. Maar hulle verstaan glad nie die pad wat Jesus moet loop. Daarom dat hulle self besig hou met die weergawes van hulle lewe hier op aarde, want hulle verstaan nie wat nou hier voor hulle gebeur nie. Maar ons ook. As ons met onsself baie eerlik is. Die ander 10 lees ons in die Bybel, hulle het kwaad geword. Ja, hulle moet kwaad raak vir Johannes en Jakobus, want kyk wat doen hulle. Dit is nie hoekom hulle kwaad raak nie. Dit is nie hoekom hulle kwaad raak, omdat hulle dink dit wat Johannes en Jakobus van die Here vra onredelik is nie. Nee, hulle is kwaad vir hierdie 2 manne, want Johannes en Jakobus begeer presies wat hulle begeer. Hulle wil ook belangrike posisies hê, hulle wil ook die meeste wees, hulle wil ook die leiers wees. En dit is daarom dat daar verdeeldheid geswaai word. Want hulle almal begeer dieselfde ding, iemand het net daarvoor gevra. En nou is hulle nie meer 'n eenheid nie. Almal wil die belangrikste wees, dis die ambisie wat in hulle harte heers. En dit is eintlik hartseer as 'n mens daaraan dink, want hierdie 12 manne, en iets wat Johannes nog ons beskryf in 1 Johannes 1 vers 1 tot 4, dit wat ek gesien het, en dit wat ek gehoor het, en dit wat ek kon aangeraak het, ek het vreugde en volkome blydskap beleef, en ek wil dit vir julle vertel, want ek het dit beleef. Hulle het saam met Jesus gewandel, hulle het gehoor hoe hy praat, hulle het gesien hoe hy wonderwerke verrig. Maar nou is hulle kwaad omdat iemand anders dalk die leier kan word. Omdat iemand anders dalk 'n beter posisie kan kry. Verstaan ons nou hoekom die Here Jesus Christus dit vir 'n 3de keer vertel, dat hy moet ly en dat hy moet sterf en dat hy moet opstaan, want selfs die mense wat hom gehoor het, dit gesien het, luister nie na wat hy sê nie. Want hulle is elkeen besig met hulle eie weergawes van hulle eie narratief en hulle eie lewens. En is dit ook nie maar ons nie? Ja, ek ken die verhaal van Jesus, maar dit beïnvloed nie my lewe nie. Dit beïnvloed nie my dade nie. Dit beïnvloed nie my woorde nie. Want my weergawe is anders. Dit wat ek begeer of wil hê of verstaan, is anders. Wat hier eintlik gebeur, is 'n 3de keer kom vertel die Here Jesus Christus, en hy vertel dat almal dit kan verstaan. Die kruis is die enigste weg na ware grootheid, en dis glad nie soos die wêreld dit nog altyd definieer nie, want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. In hierdie gedeelte wat ons saam lees, sonder dat ons dit agterkom, sien ons die sondige natuur van die mens so duidelik. Die mens soek 'n ereplek, die mens soek erkenning, en dit begin al daar in die tuin van Eden, die paradys. Adam en Eva het na hierdie vrug gekyk en die vrug so bekyk en gesê, as ek hierdie vrug eet, word ek God. My eie weergawe, wat ek wil wees.
en wat ek wil hê. Hulle wou God se plek inneem, hulle wou groot wees, en daardie selfde drang sit nog in die mense vandag. Ons wil ook regs en links sit, ons wil voor in die ry wees, ons wil gesien word en gehoor word, ons wil belangrik wees, en sonder dat ons weet, gebeur presies wat met die disippels gebeur het. Hierdie drang, hierdie sondige natuur, vernietig eenheid. Dit vernietig die mensdom, dit vernietig dorpe, lande en kerke. Hierdie eie ek, begeerte en weergawe van myself. Dit is eintlik baie hartseer, want dit maak ons jaloers. Dit maak ons die verkeerde dinge begeer. Dit maak ons selfsugtig, dit maak ons selfs bitter voel, en dit verdeel ons. Maar kyk na Jesus. Kyk hoe hanteer hy hierdie situasie. Vir 'n derde keer sê dit weer, omdat ons vergeet, omdat ons soos die disippels is, ons luister nie werklik na wat hy vir ons sê. En omdat ons 3 keer hoor, en nog steeds na ons eie spieël kyk, sê hy dit net weer, dat jy sal kan verstaan, dat die lydensweg van die Here Jesus Christus, die pad wat hy geloop het van vernedering, van alleenheid, van uitgeworpenheid, van ek stel nie belang in jou nie, in eenvoudige taal, hoe hy geboelie is, sy lewe lang, en niemand kon niks daaraan doen nie, hoe uiteindelik in die mense probeer hy gekom met sy honde, moes hoor, hulle kies hier die Barabbas bo hom, en uiteindelik dan in 'n houtkruis vasgeslaan was, en gesterf het. Hy kom leer ons dat hy doen dit nie vir hom nie. Hy doen dit nie dat hy die bendeleier kan word nie. Hy doen dit nie dat sy naam in die geskiedenisboeke geskryf kan word nie. Hy doen dit nie dat hy die wow-faktor is in die wêreld nie. Hy doen dit vir jou. Hy word die minste vir jou. Hy doen dit nie om status te kry, of om 'n plek te kry, of om erkenning daarvoor te kry nie. Hy doen dit vir jou. Hy het hierdie beker leeg gedrink, sodat jy dit nie hoef te drink nie. Hy het die bespotting verdra, sodat jy vry kan wees van die behoefte om geëer te word en erken te word. Hy het die geesteling ontvang, sodat jy nie meer hoef te bewys hoe groot jy is nie. Hy het die kruis gedra, sodat jy kan ophou om jou eie ereplek te soek. Hy het vir jou gesterf, dat jy ophou om in beheer van jou lewe en jou eie toekoms te wees, en op sy weg van genade te wandel in volle vertroue. Dat maak nie saak wat nie, die weg van my God is volkome, vas. Dit is sy weergawe. En dis vir my genoeg. En dis in daardie weergawe waarin ek wil lewe en wandel en op hom vertrou. Hy reinig jou. Hy vernuwe jou. Hy red jou uit die ou natuur van ou Adam en Eva. Die natuur wat altyd wil groot wees, die natuur wat altyd die voorrang wil geniet, die natuur wat altyd in die voorste ry wil sit, die natuur wat altyd gehoor wil word en gesien wil word en erken wil word. En nou is jy in staat om vir Christus Jesus alleen te lewe, om hom daagliks te kies, om dienaar te word, om laaste te wees, om te dien, sonder om terug te kyk na die spieël van jou lewensweergawe. Maar as jy vergeet dat dit vir jou was, en as jy vergeet dit wat hy deurgemaak het, as jy sy lewe hier op aarde vergeet van die krib na die kruis, as jy vergeet dat sy bloed vergiet is tot die volkome versoening van jou sondes, en as jy vergeet dat sy liggaam uitmekaar geruk is tot die vergewing van jou sondes, as jy vergeet dat hy hierdie pyn moes beleef het vir jou, hierdie vernedering moes deurgegaan het
vir jou, as jy vergeet dat hy die minste geword het vir jou, dan sal jy weer op ou patrone terugval. As jy vergeet, sal Jesus nie die allerhoogste en die allerbelangrikste in jou lewe wees nie. Jy sal die belangrikste wees. Jou weergawe sal die belangrikste wees. En dit weet ons vanuit Matteus 7, daarvan op vers 20 en op. Dit is baie gevaarlik, want daar kom 'n dag waar die Here Jesus self sal sê, dit kom uit sy eie mond uit, nie almal wat vir my sê, Here, Here, ken ek nie. Gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid werk. En dan sal ons terugkom en ons gaan sê, maar het ons nie in u naam dit gedoen en in u naam dat gedoen nie? So ek het julle nooit geken. Daar is nie grys area in Bybelse teologie. En daarom sê die Here Jesus Christus dit weer 'n derde keer, sodat jy nou die derde keer kan sê, so vanoggend kan jy nie anders nie as om te sê, ek het geweet. Ek het nou geweet, want u het dit weer vir my gesê. Jy kan nie sê, jy het nie geweet nie, jy kan ook nie sê, dit is vir ander mense, en jy moet vandag kan sê, dit is vir my. En ek wil afsluit, kies vandag, regtig, gaan vandag doen moeite in hierdie heilige dag, en gaan los die spieël, wat 'n weergawe vertel, verkondig van wie jy dink jy is, of wie jy graag wil wees, en 'n begeerte, gaan breek daai spieël in jou lewe. En fokus net op die Here Jesus Christus se weergawe van jou lewe. Dis so eenvoudig soos dit. Nie eenvoudig kan ek dit nie stel. Gaan leef die weergawe wat Jesus Christus reeds vir jou voorberei het. Dit is genoeg en dit is moontlik. Kies vandag om jou ereplek ook in jou eie lewe prys te gee. Kies vandag om nie meer erken te word nie. Kies vandag om dienaar te word, omdat hy dit vir jou gedoen het. Kies vandag, elke dag om hom te volg te dien, te aanbid en hom te gehoorsaam, sodat jy hom kan verheerlik, omdat hy jou vrygemaak het van jou ou natuur. Hy sê dit weer, ek het my lewe vir julle gegee as losprys vir jou. En laat dit vandag insin, laat dit vandag jou gedagtes verander, en laat dit jou vrymaak, want Jesus lui vir jou, hy het dit gesê, en hy het dit gedoen. Hy het gedoen, nêrens lees ons, hy het dit nie gedoen. Eindtyd, voluit, vir jou. Dis al wat hy van ons vra, hierdie reis tot die kruis. Is hy vir jou werklik so genoeg, dat jy bereid is, om sy weergawe vir jou lewe te leef. En daarmee saam ook te sê, dit is genoeg. Mag die Here homself ook vandag weer eens in ons openbaar. Die God wat genoeg is, was en sal wees. Amen. Kom ons dank. Liefdevolle Here, Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vanoggend die voorreg het om as ware voor die spieël van ons eie lewe te staan. En ons ken onsself baie goed, ons ken ons begeertes en ons behoeftes, en ons tydbesteding en dit wat vir ons belangrik is. En daar is soveel dinge wat ons dalk anders sal wil hê, of wat ons dalk selfs voel ons verdien, of nie verdien. Maar vandag het U vir ons gesê dat die weg van U met ons lewens is volmaak, en ons moet net hoor wat U sê, dit dat plek vind en pleis vind in ons harte, dat ons daar volgens kan lewe. En dan sal ons die voorspoed beleef van hierdie tyd, selfs al kry ons niks, want ons het reeds genoeg ontvang. Maar ook in die afhanklikheid nader ons tot U, o Here, vanoggend, dat U ook ons gebede sal aanhoor, dat diegene met groot uitdagings, wat by 'n begrafnis moet wees in hierdie week wat voorlê, dat U daar sal bystand gee, berusting sal gee, maar dat U ons ook daardeur sal aanspoor om vir U te lewe, U naam groot te maak. Ons dink ook in hierdie baie moeilike uitdagings van die landbousektor, die ekonomie, besighede, salaristrekkers, pensionaarsse, ons weet, Here, dit is uitdagende tye wat ons nader, maar vanoggend het ons net weer eens
gehoor dat ons moet ophou ons lewens meet aan dit wat die wêreld bied. Ons moet begin aanvaar dit wat U reeds vir ons gebied, gebring en gegee het, want dis genoeg. En dan sal hierdie wêreld maar net vir ons 'n druppel word in die emmer van ewigheid, want ons weet dat dit wat vir ons voorlê baie meer is as dit wat ons hier ook beleef. Ons vra Here dat U U hand van seën en bewaring oor ons kerk sal hou en ons kerkverband sal hou, dat U ons sal lei deur die Gees om altyd Bybels te wees, Bybels te preek en Bybels te leef. Help ons, Here, om ook nederig te wees. Help ons om in die voetspore van Jesus te wandel. Gee ons die gees van wysheid en onderskeid, maar ook leiding wat ons op hierdie pad van die Here Jesus Christus se bloed en gebreekte liggaam kan lei. Ons is opgewonde ook vanoggend, want ons weet, hierdie weergawe wat U vir ons lewens en vir die kerk het, is die perfekte weergawe. En dankie dat U met ons bemoeienis maak, dankie dat U U hand nooit vir ons toehou nie, en baie dankie dat ons weet, o Here, U is teenwoordig met ons. In Jesus naam bid ons dit, deur die werking van die Heilige Gees. Amen.